elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Almal is deur Jesus geroep. Elke kind van God is deur Jesus geroep. So as jy jouself vanoggend ag as 'n kind van God, dan is jy deur Jesus geroep. So sê net gou vir jouself, jy is geroep deur Jesus. En nou die ander ouens wat nie saam gewerk het nie, sê self, jy is geroep deur Jesus. Hy het jou geroep. In die eerste plek het hy jou geroep om 'n kind van God te wees. Dis jou heel eerste en belangrikste roeping, om sy kind te wees. En partykeer vergeet ons daai aspek, dat jy geroep is om sy kind te wees, en as niks anders nie, is dit jou primêre roeping, is om in verhouding met hom te wees, sy kind, God se kind, die bruid van Jesus, vriend van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is jou vriend. Is jy sy vriend? Dis 'n vraag wat jy kan antwoord. Is jy 'n vriend van die Heilige Gees? Want jy is geroep tot dit. En al doen jy niks verder nie, is dit nog steeds jou roeping, om 'n kind van God te wees, jou eerste roeping. Ek het 1 of 2 sondae terug 'n stelling gemaak, gesê, as ek nou besluit, ek stop nou met preek, ek's nou klaar met preek, ek's nou moeg vir preek, julle almal kyk my kwaai aan, ek's nou klaar. Julle doen nie, maar net ter voorbeeld. Dan gaan God nog steeds net so lief vir my wees, as wat hy nou vir my is. En ek gaan nog steeds net soveel sy kind wees, as wat ek nou is. Ja, ek gaan uitmis op sekere dinge wat God vir my bedoel het, ek gaan uitmis op 'n stuk vervulling wat hy vir my beplan het, want daar is, ek het 'n redelike sterk oortuiging, dat hy wil hê ek moet preek. Maar, ek gaan nog steeds sy kind wees. Jy is geroep om kind van God te wees. Dis jou eerste belangrikste roeping. Die tweede roeping wat algemeen is jy is geroep om sout en lig te wees. Jy is geroep om op een of ander wyse deel te neem aan die evangelie van die koninkryk, om dit uit te brei, om lig te wees vir die wêreld, om sout te wees vir die wêreld, om 'n instrument te wees waardeur die Here sy lig kan skyn in 'n donker wêreld. Jy is geroep daarvoor. En waar ook al jy gaan, jy dra daai roeping. Jy het nie nodig dat iemand oor jou profeteer nie. Jy het nie nodig dat jy iets spesiaals moet hoor nie. Jy het nie Gabriël uit die hemel uit nodig nie. Jy het nie visioen nodig nie. Jy het nie 'n droom nodig nie. Dis net hoe dit is. Want Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. So dis almal se roeping. Dis net hoe dit is. Jy is geroep daarvoor. So as jy getwyfel het, jy definitief klaar roeping. Net daar waar jy sit, voor jy nog enigiets gedoen het, dis jou roeping. En dan is daar spesiale roepinge, wat die Here vir individue gee. Sommige mense roep hy om 'n onderwyser te wees. Sommige mense roep hy om 'n besigheidspersoon te wees. Ander mense roep hy om 'n bankier te wees. En ander mense roep hy in allerlei areas in, en dit is nie asof as jy nou 'n onderwyser is, kan jy net op partykeer het hy sy roeping en sy pad vir jou is verskeidenheid van goed, dan jy dit, dan jy dit, dan jy dit. 3 verskillende beroepe in jou lewe, dis fyn.
Party mense kry 'n beroeping om in die bediening te wees, in die voltydse bediening soos ons dit ken. Ander mense kry 'n roeping om op 'n ander manier in die bediening te wees, 'n tentmaker bediening. Party mense het spesifieke roepings, ander mense het algemene roepings. Almal het een of ander roeping van die Here waarna jou gebruik, en wanneer ek en jy ja sê vir die roeping van die Here, dan is ons nie altyd seker presies hoe dit gaan uitspeel nie. Inteendeel, baie min van ons is seker hoe dit gaan uitspeel. Jy sê ja vir die roeping van die Here, en jy sing dit in die kerk, wat u vra, sal ek doen. Julle het gesing, nee. Jesus het dit neergeskryf, hoor. Everything you sing can and will be used against you. So, wat jy sê sal ek doen, wat jy vra sal ek gee, jy het dit gesing, jy het dit gesing vandag, jy het dit gesê. So daar is 'n aanspraak op jou lewe en jy het gesê ja, vandag. Onder andere. Daar's 'n aanspraak wat hy maak op jou lewe. Ons weet nie altyd wat dit is nie, ons weet nie altyd wat gaan hy vra nie. Partykeer vra hy goed wat ek nie lus is laat hy vra nie, en partykeer vra hy lekker goeders. Maar ek weet nie altyd wat hy gaan vra nie, maar die punt is ek het ja gesê vir sy roeping, so ek hoef nie eintlik weer te besluit nie. As jy werklik ja sê vir die roeping van die Here, dan hoef jy nie weer te besluit nie, want jy het mos nou klaar besluit. En dis die lekkerste plek om te wees, as jy weet ek het klaar besluit wat ook al die Here vra en wat ook al hy sê, dis hoe dit is. Want as ek nie weer daar in een of ander krisis wanneer die besluit kom nie, ek het mos klaar besluit, dis hoe dit is. En dis waar elkeen van ons eintlik moet lewe is, ek het klaar ja gesê vir die Here, vir sy roeping, wat ook al dit is, so wat ook al kom, dis hoe dit is. As hy vir my sê, Werner, jy gaan nou oppak, jy gaan nou in Mariental onder die Boesmans werk, dan hoef ek nie daaroor te wonder nie, ek het klaar gesê, ja, dis so. Dan al wat oorbly is oppak en gaan. That's it. Ek hoef nie daaroor te dink nie, want ek het klaar gesê ja. Toe hy my geroep het. En dis waar ons wil wees, is as die Here jou roep, dan het jy klaar gesê ja. Dis waar jou gees en jou gemoed moet wees. Nou kom Jesus en hy roep hier 12 apostels, en die skrif sê eendag kort hierna, Engels sê in those days, toe gebeur dit, en Jesus roep hierdie, en nou moet jy verstaan kort hierna wat, kort na wat, so ons moet die konteks verstaan, in those days, what days, en dis nou die stukke wat ons voor die tyd gepreek het oor Lukas, wat gebeur het, en julle sal onthou, Jesus het gegaan, as jy nou 'n bietjie terug onthou die vorige hoofstukke van Lukas, en die vorige deel van hoofstuk 6, hy het mense genees, hy het gepreek, hy het die ouens kwaad gemaak, die fariseërs en die skrifgeleerdes, en die ouens wat die hoes, hy het hulle hare in mekaar gevryf, en hulle is nie gelukkig met hom nie, want hy genees op die Sabbat, en hy sê goed wat hulle pla, en hy doen goed wat hulle nie kan doen nie, so hulle is jaloers, en. So daar's 'n tyd waar, en dan kom dit waar hulle sê, maar hulle begin dink wat hulle aan Jesus kan doen. So hierdie ouens begin praat oor, hoe kan hulle Jesus doodmaak? Hoe kan hulle van hom ontslaa raak? So hy begin druk op Jesus se bediening kom. Hy begin druk ervaar as gevolg van wat hy vir die Here doen. Is daar skielik mense wat begin om te praat en te besin en te beredeneer hoe om hom uit te werk. Hoe om hom van hom ontslae te raak. En Jesus begin hierdie druk ervaar, en nou wil ek vir jou sê, wanneer jy ernstig is oor God se roeping, oor jou lewe, dan is dit baie moontlik dat jy ergens gaan kom op 'n plek, waar jy druk gaan ervaar. Dit is baie moontlik dat jy gaan kom op 'n plek, waar almal nie noodwendig opgewonde is oor jou modus operandi nie. Of noodwendig opgewonde is oor jou nie. En dit beteken nie, dis altyd so nie, maar daar is seisoene. So baie keer wanneer jy sê, ja Here, ek sal doen wat jy sê, ek sal gee wat jy vra, dan is dit lekker, en dit gaan goed, en dan kom daar tye wat daar 'n tipe van 'n druk is, want nou irriteer jy die vyand
Jy's besig om lig te skyn waar dit donker is en hy hou nie daarvan nie. Jy's besig om sout te wees waar jy moet sout wees en hy hou nie daarvan nie. En omdat hy nie daarvan hou nie, dan begin hy 'n paar dinge trek en hy begin 'n paar dinge doen en hy begin 'n paar stote stoot. Miskien probeer hy om jou finansiële kraantjies vir jou toe te maak. Miskien begin die mense by die werk met jou mislik wees. Miskien probeer hy stir in jou familie. Wat dit ook al is, hy kan dalk jou liggaam aanval. Ek begin siek voel, ek kan nie aangaan nie. Wat dit ook al is, hy begin laat daar misverstande kom. En hy doen dinge. Mense sê dinge wat seer maak, mense sê dinge wat nie lekker is nie, ensovoorts, want hy wil jou van stryk afbring, dat jy nie sal aangaan met wat jy mee besig is. Nou ek het my hele kop geskuif, ek sê dit nou die aand, dink dit was by CCMP wat ek het vir die ouens sê, ek sê nie meer die duiwel val my aan nie. Hy val my nie aan nie. Hy verdedig net. Ek val aan. As daar 'n geveg is, dan is dit omdat hy verdedig. Want ek's besig om die koninkryk na sy area toe te vat en hy hou nie daarvan. Ek sit nie en hy val my aan. Ek val hom aan. Dis hoekom ons partykeer beklei. Ons is besig om die koninkryk uit te brei. En hy hou nie daarvan nie. Maar ons is op die aanval. Ons is die aanvallers. En so nou en dan hardloop jy in sy verdediging vas. En dit is nie altyd lekker nie, maar dis 'n geveg. Maar ten minste weet ons val aan. Hy verdedig. Hy verdedig. En Jesus se reaksie toe hy in hierdie druk kom, is baie spesifiek. Hy gaan na 'n berg toe en hy bid die hele nag. Soms, wanneer jy onder die druk van die vyand kom, is terloopse gebed nie genoeg nie. Soms, wanneer die vyand regtig verdedig, soms wanneer jy wil indring, soms wanneer jy die roeping wat God jou gegee het wil uitleef, is terloopse gebed nie genoeg. Dan het jy nodig om te gaan en regtig met God te praat en te worstel en tyd uit te sit, om sy inspraak te kry, om jou siel te verkoop, om jou te versterk, om vir jou visie te gee, om die blur om jou duidelik te maak, om jou helder te maak, om jou gefokus te maak, om jou te salf met dit wat jy nodig het, om deur te gaan, die leiding te kry wat jy nodig het, dan moet jy plan maak om genuen te gaan bid. Soms het jy nodig om tyd te maak om regtig te gaan bid. Regtig by God te hoor. En ek vind soms kry mense bietjie oppositie hier, bietjie oppositie daar. Dinge werk nie uit, dinge werk nie uit nie, en dan, Here help ons, en dan doen hulle sommer 'n ding. Maar dis nie die voorbeeld wat ek by Jesus sien nie. Dan bedank hulle sommer. Trek sommer. Hey! Het jy mooi met die Here gaan praat? Gehoor wat hy te sê het oor hierdie saak. Maar Jesus gaan doen dit. Die tweede ding wat ek sien hy doen is hy besef nou is die tyd om mense naby aan hom te kry, 'n groep wat naby aan hom is. En hy gaan kry hierdie 12 apostels wat hy aanstel. Daar's klomp disippels, daar's baie. Maar hy besef nou is die tyd dat ek ouens naby my nodig het. En selfs Jesus het mense naby hom nodig gehad, sy 12 apostels. Hoekom sal ek en jy nou die Christenpad alleen staan? Kerk toe kom alleen is nie 'n gesonde stelsel vir 'n Christen nie. Jy kort ander gelowiges naby jou, met wie jy 'n pad kan stap,
wie jy kan vertrou, wat by jou kan wees. Uit 'n leierskapshoek uit skryf John Maxwell in sy boek 21 Irrefutable Laws of the Leader, dan praat hy van the law of the inner circle. En dan sê hy, 'n leier se potensiaal word bepaal deur die naaste aan hom. Ek wil vir jou sê, 'n Christensin ook, 'n bedieningsin ook, word bepaal deur die potensiaal van die mense naaste aan jou. Dis die mense wat jou gaan help om regtig die regte geestelike broers en susters by jou, die regte adviseurs en konsultante in jou besigheid. Maar hoe kry jy hulle? Wel, doen soos Jesus, bid oor hulle. Bid intentioneel. Sê, wie is die mense wat om my moet hê? En as jy nie lekker mense sien nie, sê, Here, stuur vir my lekker mense. Met lekker bedoel ek nou goddelike, regte, sinvolle mense, né? By. En Jesus kom en hy stel hierdie paar ouens aan, en ek wil eintlik op dit in fokus, want vanoggend se tema is mengselmoes, maar ek wou net daai eerste deel sê. En in hierdie geval roep hy hierdie paar uit, hierdie 12 uit, 'n groep disippels uit wat hom volg, en hy gee aan hulle 'n spesifieke roeping, en hulle word die apostels, en die spesifieke roeping wat hierdie 12 het, is om nou leiers te gaan wees in sy kerk eendag, om hierdie ding vorentoe te vat, soos 'n baie spesifieke roeping, wat hy vir hierdie 12 gee, en hulle sou die evangelie vorentoe vat, en al, dit was nie die enigste ouens wat die evangelie vorentoe gevat het nie. As jy lees, sal jy sien, daar's baie ander disippels gewees, baie van hulle wat 'n rol gespeel het, ook wat die evangelie uitgebrei het later, 'n klomp van hulle, elkeen van daai disippels het 'n roeping gehad, al was hulle nie een van die 12 nie. As jy byvoorbeeld in Lukas 8 lees, waarby ons nog sal uitkom, hoop ek voor 2029, dan lees jy oor 'n klomp vrouens wat ook saam met hierdie groep gegaan het, en wat bedien het, en hulle het gehelp met die bediening, hulle het gehelp met kos maak, en hulle het gehelp met hulle finansies, om met die hele bediening te ondersteun. So hulle het weer 'n ander roeping gehad binne in hierdie sisteem. So dis nie net die 12 apostels wat 'n roeping gehad het nie, almal het verskillende roepings gehad. Elkeen het 'n roeping gehad in hierdie sisteem van Jesus, maar hierdie groep lees ons nou oor vandag, in hulle roeping, en ons leer iets uit hulle roeping uit, wat tel vir enige roeping, wat ook al jou roeping mag wees. Maar een van die dinge wat ek sien is, uit hulle roeping uit, en dit tel vir my roeping, jou roeping, wat ook al jou roeping is, dit tel vir jou roeping, is Jesus roep 'n mengelmoes van mense. Ek het interessant in kerk geleer, baie keer dan kom mense in 'n gemeente, en dan kom ek wys julle nou uit 'n pastoor se hoek uit. As jy opgewonde as jy hierdie ouens, ja, hulle, dis movers and shakers hier. Hulle gaan in die gemeente kom, Jesus kan nie wag nie. Hulle gaan optree, hulle gaan operate, hulle gaan momentum bring in die gemeente, hierdie ouens. 80% van die tyd is dit nie hulle wat uit die blokke uitkom. I kid you not. Ek's meer as 2 dekades in die bediening. Nie altyd, die partykeer is dit, maar 80% sit nie hulle nie. Dan kom net iemand. Sari. Sagmoedige Neelsie. En niemand ry hulle nie. En dan kom daai ouens uit die blok. Om bemagtig Here, en dan begin daai mense 'n verskil maak. Dit het ek oor en oor gesien in die bediening. Mense wat nie gered word deur mense nie. God kry hulle beet. En dan begin daai mense iets doen. Hier's 'n interessante mix. Hier's vissermanne. Hier's besigheidsmanne. Van hulle is vennote.
van hulle is familie. Jy gebeur, die Here kan selfs jou familie gebruik. Selfs jou skoonfamilie. Nee, ek weet, dis 'n geloofsprong, maar glo my. Daar's verskillende spektrums van die politiek hierso, want ons het vir Matteus, die tollenaar wat vir die Romeine werk en is 'n korrupspul, en ons het vir Simon, die zeloot. Ouens, om 'n prentjie te gee, dit is soos letterlik, as ek nou hierso sou staan en sê ek soek nou 'n paar ouderlinge hierso in die kerk en ek kry vir my 'n EFF en 'n Vryheidsfront. Sê julle is die team, boys. Julle is die team. Dis letterlik wat daar gebeur. Ons gaan ietsie doen saam. Julius en Pieter Mulder, julle twee manne, gaan ons vorentoe vat met die evangelie. Dis letterlik wat gebeur. Dis letterlik wat gebeur. En nou, so ek probeer nou, ek dink Jesus roep hierdie ouens, maar imagine nou. Nou roep Jesus vir Pieter Mulder. Nou stap hy op. Staan hy. Sê Jesus my gekies. En dan roep Jesus vir Juju. Wat dink jy gaan deur Pieter se kop? Wat dink jy gaan deur Juju se kop? Wat gaan nie aan? En Jesus roep hulle. Jesus roep 'n paar mense wat nie noodwendig mond haar afgemaak het. Jesus roep nie altyd die ouens wat gekwalifiseer is nie. Hy kwalifiseer die ouens wat geroep is, want wat weet een van hierdie palukas van die evangelie af? Nie eintlik iets nie. Maar Jesus kwalifiseer die mense wat hy roep. Jesus roep mense uit oorde wat ons dalk nie mense sou roep nie. Vir sy werk. En vir wat hy gedoen wil hê. Ons weet, uit Matteus se eie verhaal in Matteus, praat Jesus oor die roeping van Levi, maar hy praat van homself in die derde persoon, hy was Levi. Uit sy eie verhaal praat hy daaroor, en ons weet hy was 'n skobbejak. Hy was 'n skobbejak. Hy was 'n korrupte skobbejak. Maar Jesus roep hom, voor hy nou Jesus begin volg het, nee. Daarteenoor roep hy ook Nathanael, maar nou sê Jesus, hier's 'n Israeliet in wie daar geen onreg is nie. Dit was 'n opregte man, dit was 'n man wat godvreesend was. Jesus roep hom ook. Dit was iemand na wie mense kon opkyk in die samelewing. Jesus roep hom ook. Jesus roep hierdie mense. Ek moet vir jou sê, moenie jouself diskwalifiseer oor jou agtergrond of oor waar jy trek wanneer Jesus jou roep nie. En moet ook nie ander mense diskwalifiseer wanneer Jesus hulle roep nie. Hy kan daai girl roep wat baie los was. Hy kan daai man roep wat vooraanstaande ou in die gemeenskap is. En sê, jy gaan vir my iets beteken. Hy kan hulle roep. En dan sien ek dieselfde roeping, hulle almal word apostels, hulle almal word leiers, maar dit speel verskillend uit in hulle lewens. Apostel beteken net gestuurde en dit het die koneksie van 'n ambassadeur. 'n Ambassadeur. Apostels het 'n ambassadeurs vir Jesus. Dis eintlik die koneksie wat dit doen. En Jesus stuur al 12 daai later uit en dan gaan doen hulle wonderwerke. Selfs Judas Iskariot wat in die mix is, gaan doen wonderwerke. Dryf duiwels uit. Jakobus word vroeg in die wedstryd doodgemaak na Jesus, as jy lees in Handelinge. Hy's vroeg in Handelinge word hy al doodgemaak.
Petrus skryf 2 Nuwe Testament boeke, word die leier van die kerk. En nou, albei is geroep as apostels, maar die een is Jakobus, hy het 'n baie kort bedieningkie. In Handelinge, hy's kort na Pinkster word hy doodgemaak. Petrus is 'n lang bediening. Hoe werk dit? Albei apostels. Dit help nie jy vergelyk jou roeping met ander mense se roeping nie. Dis die moeilikste ding vir pastore, en hier is nou 'n pastoor, hy sal weet waarvan ek praat. Ek kan dit nie help nie. Kom ek in ander ouens se kerk. Kyk. Sê die Here vir my, hey, dis hulle roeping. Dis jou roeping nie. Jy het jou roeping. Dit help nie vergelyk jouself met ander mense se roeping nie. Dis Jesus wat roep, is hy wat dit laat uitspeel. Dit help nie Jakobus kyk na Petrus en Petrus kyk na Johannes en die ou kyk na, inteendeel as jy lees in Johannes, dan was nou 'n call wat Petrus sê, maar Jesus, wat van Johannes? Dan sê Jesus vir hom, Petrus, wat met hom uit te waai het, dit is my en sy saak, volg jy my. Hoe die Here ander ouens aanwend en ander ouens gebruik, dis sy saak, volg jy hom. Volg jy net hom, wees jy net getrou. As jy jou gaan vergelyk met ander mense, gaan jy een van twee goed. Jy gaan of moedeloos word, want jy gaan voel ek kry nie reg wat hulle reg kry nie, die Here gebruik my nie soos wat hulle gebruik nie, of jy gaan trots word en sê die Here gebruik my so, nie so Paluka so Sergio nie. Nee. So, dit werk nie. Matteus skryf 'n evangelie, Johannes skryf vir ons klomp goed. 'n Wonderlike reis waarop hulle is. Filippus word 'n reisende evangelis. Ons lees van baie wonderwerke. En dan van die res van die ouens lees ons nie eintlik eers vreeslik in die Bybel nie. Kerkgeskiedenis leer ons interessante goed van hulle. En kerktradisie, van hulle was na Griekeland toe, van hulle was na Asië toe, van hulle was Arabië toe, van hulle was Indië toe. Julle het geweet van daai 12. 2 van hulle was tot in Indië die evangelie gaan verkondig. Ek probeer julle inspire vandag, so ek wil nou nie regtig noem dat hulle almal is doodgemaak vir hulle geloof nie. Behalwe Johannes, wat wel in die gevangenis was vir sy geloof, maar hy is daarmee doodgemaak. Hy is in ballingskap dood. Ons verstaan nie altyd die omvang van God se roeping vir ons nie. Ons verstaan nie altyd die omvang van God se roeping vir ons nie. Toe hulle daar gestaan het, bright-eyed, bushy-tailed, toe Jesus die 12 uitroep. Hier's al die disippels, Jesus is besig om wonderwerke te doen, daar's crowds wat hulle volg, daar's 'n paar mense is opgewonde, hier's klomp disippels en Jesus kom van die berg af, ek het gebid. Ek gaan 12 ouens aanstel, almal staan as jy dalk kerk, word ek 'n prefek, ek hoop ek word 'n prefek, en Juju, Pieter, die ou, daai ou, ek kan nie glo, hy word 'n prefek nie, maar okay, ek is 'n prefek, ek is een van die 12, en hulle is so opgewonde oor hierdie, ek meen, is net lekker, Jesus doen wonderwerke, hierdie gaan amazing wees, nee, en Jesus sê vir hulle gaan sit op die 12 trone van Israel, what a bargain, dit gaan beste, en hulle het nie 'n klou gehad, waar hulle heen gaan. Hulle het nie 'n klou gehad van al die avonture wat hulle gaan beleef, al die wonderwerke wat hulle gaan beleef, al die harde tye wat hulle gaan beleef, al die visioene wat hulle gaan sien, al die ander lande wat hulle na toe gaan. Hulle het nie 'n klou gehad nie. Is dalk beter dat hulle nie geweet het nie, anders het hulle geskrik, nê. God sê nie altyd vir ons in ons roeping presies wat kom nie. Hy sê net ek roep jou. En al wat jy hoef te doen is te sê ja of nee. En die ding is om te sê ja. Want jy is nooit spyt as jy ja sê nie. Of jy sê, staan sterk, daar was 'n vrot appel tussenin. Judas Iskariot. 'n Binnekring ou wat Jesus verraai. En in jou
pad wat jy met Jesus stap, en wat jy jou roeping uitleef, wat die Here jou gegee het, in jou pad wat jy met Jesus stap, gaan jy agterkom, daar selfs geroepenis, wat hom gaan verraai. Hulle gaan hom verraai met hulle lewenstyl, hulle gaan hom verraai met hulle woorde, hulle gaan hom verraai met hulle karakter, en as jy na hulle kyk, gaan jy knak. Jy kan nie na die Judasse kyk nie. Jy weet, ek kom baie keer agter as iemand iets fout doen in die bediening, veral 'n publieke figuur, dan sit die koerante vol, so en so, het nou weer geso en so. Weet jy wat lees jy nie in die koerant nie? Jy lees nie in die koerant dat vandag op die 28ste Junie 2026 daar omtrent 100 plus pastore was wat gepreek het in kerke reg oor Kimberley. Van hulle al vir jare in die bediening, steeds getrou. Dit het nie die koerant gehof for some reason vandag. So gehoop ek môre in die DFA. Pastoor steeds getrou. Na 2 dekades in die bediening. Moenie laat die Judasse jou aandag van jou roeping af. Daar's 11 ander. Hulle is getrou. Moenie laat die een nou in die kerk wat loop en skinder jou aandag van Jesus afhaal nie. Daar's 100 ander. Hulle is getrou. Hulle is getrou. Hulle dien die Here. Hulle maak net nie die nuus nie. Maar hulle dien die Here. Hulle is getrou. Hulle is getrou. Jesus stuur allerhande tipe mense uit om 'n verskil te maak. Kyk hierdie weird crowd. En hy stuur hulle almal. En hulle gaan maak 'n verskil. Jesus stuur jou ook uit om 'n verskil te maak. Hy stuur jou ook uit om 'n verskil te maak. Jou roeping is 'n konstante ja, Here, dis al wat jy hoef te doen. Ja, Here, ja, Here. Volg hom en hy sal jou. Jy weet ook nie hoe gaan dit uitspeel nie, maar ek beloof jou die Here gaan jou vat na plekke wat jy nie kan glo nie. As jy die Here voluit dien, jy sal stories hê om te vertel wat jy nie kan glo nie. Jy sal belewennisse hê wat jy nie kan glo nie. En maak nie saak hoe dit eindig nie. Dit eindig nie daar nie. Dit eindig met die wederkoms van Jesus. Wat hy jou beloning saambring. Want dis wat hy sê, kyk ek kom gou en my beloning is by my. My beloning is by my. Ek wil saam met mense bid vandag. En ek wil jou roeping vasmaak in die Here. Ek wil die roeping wat jy van God het vasmaak. En as jy ooit in jou lewe beleef het die Here roep jou vir een of ander iets, al is dit vir besigheid, al is dit vir om betrokke te wees met welsyn, as dit om vir mense, wat 'n aspek ook al, ek wil dit vasmaak vandag in jou gemoed. Ek wil vir mense bid daarvoor, dat die Here dit vasmaak in jou hart. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.